Familie, ek wil vanmôre met jou praat oor, en ek wil jy moet nou na die prentjie kyk, want dit waaroor ek gaan praat, wys baie duidelik op die prentjie vanoggend. Daar staan, ja, God na met passie, Heilige Gees passie. Verlede Vrydag en Saterdag toe ons by die empowerment sessies was daar in Dispatch, was een van die goed wat Pastor Barend Pieterse, die visiepresident van die AGS vir ons gesê het, die Heilige Gees vlam moet jou dryf met passie. Die Heilige Gees vlam moet die ding wees wat jou laat opstaan in die oggende en wat jou aanvuur en nie laat tou opgooi in moeilike tye nie. Want almal van ons het 'n plek en 'n tyd in ons lewe. Almal van ons kry omstandighede in ons lewe waar ons sê, "Joh, ek wil nie aangaan nie. Ek wil nie aangaan op hierdie pad nie, it's too much." Die aanslag van die vyand, die moeilikheid van die lewe, die kneusings wat ek opdoen in die lewe, it's too much, I can't do this anymore. Maar die Here wil vanmôre deur hierdie simbole van die Heilige Gees vir jou sê, moenie moed opgee nie, want daai simbole van die Heilige Gees, dis nie net simbole nie, dis 'n persoon wat binne in jou bly en jou met vuur en krag bedien en jou help. Elke dag van jou lewe. Ek wil begin deur vir julle te lees in Openbaring 4 vanaf die eerste 4 verse. Johannes kry die openbaring en hy skryf dit, hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na al hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die Gees. Wat is daai Gees? Dis die Heilige Gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Dis God. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Dit beskryf hoe wonderlik dit vir ons gaan wees, wanneer ons die Here sien op die troon. Wanneer ons die Vader sien sit op die troon, dit gaan so gaan dit vir ons lyk. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle koppe gehad. Dis die eerste 4 verse. Kom ons gaan na die laaste verse toe, van vers 9 af. En elke keer, as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon, en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid, en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Daar, as jy ooit wil weet wie God is, daai versie beskryf jou wie God is. Alles is God. Maar ons kom en ons boks God so bietjie in. Nou, almal weet hoe groot is 'n vierhoutjie boksie, né? Die partykeer van ons, dan sit ons God in hy boksie, dan sê ons, dis maar hoe groot my God is. Party van ons vorder en dan sê ons, nee, my God is darm maar so groot soos hierdie koevertjie. Hy pas mooi in hierdie koevertjie in. Party mense sê, nee, hy is so groot soos hierdie kussiekie. My God sal net nie inpas, maar buitekant die kussiekie, nee, ek vertrou hom nie buitekant. Sy grootte buitekant die kussiekie vertrou ek nou nie meer nie. Party mense sal sê, nee, my God is groot, hy is so groot soos die kerk. Maar vanmôre, broer en suster, God is soveel groter as wat ons ooit kan dink en kan beleef. Daar is nie regtig woorde vir ons om sy grootte te kan beskryf nie. Hy nooi ons uit om hom te ontdek. Die Engelse woord is explore. Nou as jy die woord explore hoor, dan dink ek aan hierdie kamp besigheid wat jy opslaan en jy ry in hierdie groot trokkie met matrasse en goeders en jy gaan ry daar in die veld en want jy gaan nou explore. Nou God leer jou of hy nooi ons om deur die Heilige Gees en die simbole van die Heilige Gees hom te kom explore, te kom ontdek hoe groot God regtig is. Want as jy nie iets gaan leer nie, hoe gaan jy weet daarvan? As ek môre op 'n konstruksiesite moet kom en hulle sê vir my gaan slaan hy dak op, kan julle imagine? Ek val van hy scaffolds af mors dood. Want ek weet nie hoe om dit te doen nie.
Maar as jy die Bybel vir my gee en sê, preek 'n boodskap, dan kan ek, want ek het dit explore. As jy vir Percy sê, gaan klim op hy skaf en slaan hy dak op, asseblief, hy moet dit net nie doen nie. Maar hy kan dit doen, want dit is sy passie, hy het dit explore, hy het dit geleer, hy het dit gedoen. Die van kan dit doen, Amalda kan huise verkoop. Hier's van julle wat wonderlike goed kan doen, want julle het dit explore, julle het dit gaan leer, julle weet hoe om dit te doen. Moselien kan sing, want sy het dit explore. Hier's van julle wat awesome goed kan doen, Susan kan 1 + 1 by mekaar tel en 2 kry. Want sy kan dit doen, is goed. Denise kan vorms uithaal en vir my gee om te teken, want sy hou daarvan dat ek my naam wegteken. Dis goed wat hulle explore het, wat hulle goed mee is, wat hulle kan doen. Maar die belangrikste ding wat jy kan explore, is die Heilige Gees. Niks anders het die woord van God, is die belangrikste wapen en toerusting wat jy kan nodig hê om te kan lewe. Want ons moet nie net bestaan nie, ons moet nie net van dag tot dag gaan nie, ons moet lewe. Wie is die Heilige Gees? Kom, ek gaan vir jou 'n paar rolle gee. Hy is jou vertrooster. Wanneer jou hart seer is, dan kom troos hy jou. En jy moet dit, broers en susters, ek sê dit en jy hoor dit, maar ons glo dit nie. Want die Heilige Gees, die 3de persoon, woon binne in jou. Hy is jou bemoediger. Hy sê vir jou, moenie moed opgee vir hierdie moeilikheid. Jy staan op, ek is binne in jou, ek loop saam met jou. Hy is ons redder. Oh, glory to God. Hy is ons voorsiener. Hy is die Gees van lewe. Hy is die Gees van aanneming tot kinders van God. Hy is die Gees van genade. Ek het iets mooi geleer hierdie week. En ons is nooit te oud om te leer nie. Asseblief, moet dink jy is volleerd nie. Ek sit voor die TV en ek kyk na 'n dokumentêre program oor iemand se lewe. En die persoon sê, baie hard en baie duidelik, die Here het genade met my gehad. En daarom het ek vandag genade met ander mense. Want as God nie genade met my gehad het en my verlos het nie, dan was ek vandag al dood. En wanneer iemand voor my kom staan met dieselfde situasie waarin ek was, dan het ek genade met hulle, want God het genade met my gehad. Dis die Heilige Gees in jou, wat jou genade gee vir mense. Jy kry dit nie uit jouself uit nie. Ons wil ore afkap en koppe afkap en wegstoot. Dis ons natuurlike, daar moet julle amen gesê het nou, want dis hoe ons reageer. Dis ons natuurlike menslike reaksie, om eers te beklei en dan genade te betoon. Hy is by ons vir altyd. Hy is by ons vir altyd. Hy is ons leermeester. Hy is ons raadgewer. Ek wil vandag vir julle 'n stukkie raad gee. Persoonlike praktiese advies wat ons in ons huis toepas. En ons het dit Vrydag en Saterdag weer ervaar. In die oggende voordat ons by ons deur uitgaan, dan bid ons sê ons, Here, waar die besigheid vandag heen gaan, gee vir die mense insig en wysheid. Here, waar ek vandag in lof voortgaan en waar ek moet gaan bedien, gee my insig en wysheid. En weet jy wat? Die Vrydag aand en Saterdag aand, toe sit ek in Percy en ons sê, kyk waar dit die Here het vir ons in hierdie dag, met sekere situasies, die insig en die wysheid te gee om dit te kan raak sien en op te los. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou die wysheid en die insig van die Heilige Gees sê vir jou, wag net so 'n bietjie, ek gaan vir jou iets wys. En dan sien jy die Gees wat agter die probleem is raak. Jy kyk nie teen die mens vas nie. Dit is wat ons moet explore. En dan is daar simbole van die Heilige Gees wat hy vir ons gaan wys. En hier gaan ek so 'n bietjie by stil staan. Die eerste een is wind. Johannes 3 vers 8 sê. Die wind waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan daar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore word. As ek nou vandag vir jou moet sê, beskryf vir my wedergeboorte, sal jy vir my dit in spesifieke woorde kan beskryf? Nee, want dis nie 'n taak nie, dis 'n innerlike, dis 'n spiritual ding. Dit gebeur hier binnekant in jou. En jy kan nie in woorde sê net jy weet net, dat jy weet, jy's 'n kind van God. Jy weet dit.
Maar jy kan dit nie in woorde beskryf nie. Dis soos die wind waai daar buitekant, maar ek kan nie sien watter kant die wind waai nie. Ek sien die blare beweeg, ek sien die bossies gaan, maar ek weet hy's daar. En dis hoe God werk. Dis 'n geestelike geboorte, nie iets wat ons intellektueel kan beskryf nie. Die volgende simbool is water. Johannes 7 vers 38 tot 39. Oeg, ek is lief vir hierdie skrif. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hy het dit gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hy het opgevaar, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang, om in ons te kom woon as die derde persoon, sodat ons nooit alleen kan wees nie, saam met ons kan wandel, saam met ons kan loop, vir ons kan raad gee, ons kan bemoedig, ons kan vertroos, ons kan bedien. Dis die strome van lewende water, wat uit jou binneste uitvloei. Dis soos 'n fontein. Dis soos 'n warm bron. Dit hou net nie op nie as dit begin. Die oomblik as jy die naam sê Jesus, dan voel jy, hier kom het. Ek sien iets van julle wat glimlag, wat weet waarvan ek praat. Dis die lekkerste ding as jy weet, hier kom daai fontein. Hier vloei daai strome. Die Heilige Gees is lewendig en kragtig binne in ons. En dis in elkeen van julle wat Jesus aangeneem het. Dis nie net vir sekere mense nie. Ek sal met julle oor 'n week praat oor die vuur en die krag. In vers 37, wat ek nie op het nie, moenie bekommer daaroor nie, Lisa. Nooi Jesus almal wat dors om na hom toe te kom drink lewende water. Hy is die lewende water. Van ons binneste mens, hier gaan dit oor glo. Jy moet dit glo, dit is iets wat jy kan doen nie. Jy moet glo dat wanneer jy gaan stil raak en kriel en sê, Here, ek wil drink hy lewende water, dan vat hy kan water en hy gooi dit so oor jou uit. En jy voel hoe kom dit van binnekant af. Raak jy voller en voller en voller en kom by jou mond uit. Want wat by jou mond uit kom is wanneer jy hom begin loof en prys. Wanneer jy hom begin sien op die troon sit. En jy begin juig omdat jy hom kan sien op die troon sit. Omdat jy kan weet dat daar is waar jy heen gaan. Jy gaan eendag die ewige lewe beerwe. Jy gaan voor hom staan en jy gaan sê, heilig, heilig is die Here God. Die volgende simbool wat ons het is die siel, Efesiërs 1 vers 13 tot 14. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, wat is die waarheid? Die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, jy het gehoor, en toe glo jy, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Jy's verseël. Jy's eiendom van God. Niks in niemand. Jy kan nie op 'n veiling verkoop raak nie. Jy kan nie teruggevat word nie. Jy is verseël met die Heilige Gees, tot die dag wat jy voor die troon gaan staan, en saam met almal kan juig, oor die grootheid en die goedheid van die Vader, die een wat jou geskep het, die een wat die aarde geskep het, die een wat alles om jou gemaak het, die een wat 'n plan het vir sy lewe, en die een wat sal sorg dat sy plan vir jou lewe uitgevoer word. En moet ek jou partykeer so 'n bietjie terugruk? En moet jy jou partykeer so 'n bietjie in die woestyn los? Maar jy is nooit alleen nie, hy is altyd met jou. Gekoop en vrygemaak deur die bloed van Jesus. Dan is daar die olie, Handelinge 10 vers 38. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Onthou toe Jesus gedoop is, het hy opgestaan, die Heilige Gees het in die vorm van 'n duiwel op hom neergedaal, en die Bybel sê vir ons, vol van die Heilige Gees het hy in die woestyn ingegaan. En hy teruggekom nog steeds vol van die Heilige Gees, want die duiwel het moeg en moedeloos van hom al weggevlug in die woestyn. En toe hy terugkom vol van die Heilige Gees uit die woestyn uit, het hy die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Soos wat God vandag met ons is. There's no difference. Maar dan moet jy vol van die Heilige Gees bly. En jy moet explore wat jy kan kry uit die Heilige Gees uit en wat God vir jou kan gee.
Ons lees ook in 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Die olie, die vuur, Handelinge 2 vers 3 tot 4. Dis op die dag van Pinkster. Dis waar ons volgende week heen gaan. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Baie keer, broer en suster, dan raak ons bang vir die vuur. Maar jy moet nie bang raak vir die vuur nie, want die vuur verwoes die gemors in jou lewe. Die vuur brand uit. Jy het gesien as 'n veld brand, mooi lyk die gras wat weer uitkom. Hy brand die kaf uit en die koring kom oor. Moenie bang wees vir die vuur van die Heilige Gees nie. Raak excited oor die vuur van die Heilige Gees. Nooi die vuur en sê, kom, as daar kaf in my lewe is, kom verbrand dit. Die laaste simbool wat ek jou met wil deel is die duif, Matteus 3 vers 16. 'n teken van God se goedkeuring en teenwoordigheid. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Johannes het dit gesien en hy het bekragtig dat Jesus voorberei is vir sy werk op aarde. Maar nou wil ek vir jou iets interessant rondom 'n duif vertel wat ek ook geleer het hierdie week. Die duif is 'n sagte, gentle voël, is dit reg? Saggies, hy skrik vinnig, hy hardloop vinnig weg. Dus is die Heilige Gees ook so sag en 'n gentleman. Hy sal hom nooit op jou afdwing nie. Nooit nie. Maar weet jy wat het ek ontdek? Mense wat vir my sê, maar hoekom werk die Heilige Gees nie in my lewe nie? Hoekom is die Here nie daar vir my nie? En ek het gaan bid oor gesê, Here, gee vir my antwoorde. Het as 'n antwoord dat ek vir die mense kan gee. En die Here sê vir my die volgende: 'n duif het nie 'n gal nie. En die Here sê vir my dat 'n mens wat vol gal in sy lewe is, met ander woorde verbitterd, haatdraand, onvergewensgesind, besig met die dinge wat God haat, die Heilige Gees gaan nie werk in jou lewe nie. As jy daai gentleness van die Heilige Gees in jou lewe wil hê, laat toe dat die vuur die gemors uitwis. Laat toe dat die vuur kom en verbrand daai goeters wat jou weghou van die gentleness van die duif af. Raak van die gal in jou lewe ontsla. Jy kan nie 40 jaar terug se gal nog saam met jou dra nie, broer en suster. Maak met dit klaar. Ek sê weer vir julle wat 'n kliniese sielkundige sê. Hy sê in die tyd van COVID het mense besef hulle kan nie saam met mekaar leef nie en hulle moes begin terapie kry. Maar die probleem wat daar ontstaan het, was nie die terapie nie, die probleem was, hulle het nie opgehou praat oor die probleem nie. Die probleem moes opgelos geword het, agter jou gesit het en jy beweeg aan. Dis dieselfde met ons lewe met Jesus Christus. Ons kan nie aanhou oor dieselfde ou probleme en issues in ons lewe praat nie. Jy moet dit na die Heilige Gees toe vat, dat die vuur kan kom en dit kan skoonmaak, dat die water dit kan wegwas, dat die wind dit kan wegwaai, dat jy verseël kan word, dat die olie oor jou uitgegooi kan word, dat die Heilige Gees op jou kan sit in die vorm van 'n duif en jy toegerus kan word vir die taak wat God vir jou het. Maak klaar met daai gal van die verlede. Nou sê jy, dis makliker gesê as gedoen. Ek praat nie met jou net uit boeke kennis uit nie, ek praat met jou uit praktiese ondervinding. Ek moes so klaarmaak met gal in my lewe. Ek moes so klaarmaak met verbitterheid. Ek moes so klaarmaak met mense wat ek nie wou vergewe nie. Ek moes so klaarmaak met baie dinge en toe ek klaarmaak met dit. En die Here vir my sê, nou sit dit agter met jou, toe begin hy goeders funksioneer in my lewe. 'n Keuse, broer en suster. Soos wat wedergeboorte ook 'n keuse is. Het jy 'n keuse, wil ek die Heilige Gees in my lewe toelaat om al daai simbole vir my te wees. Want dis wat die Heilige Gees wil doen. Ek gaan vra dat die musikante my kom help. Ons gaan vanmôre vir u 'n lied sing. En as jy na die woorde van hierdie lied luister, gaan jy sien dit gaan oor stikkindheid, oor gebrokenheid en hoe ek dit moet hanteer. En dan sê dit ook, you're still God.
En vanmôre terwyl ons hierdie lied vir U gaan sing, wil ek vir jou vra, jy wat aan die banke sit. As jy wil opstaan en sê, Here, is tyd dat ek toelaat dat hierdie gal in my lewe uitkom, steek jou hande op en begin om aanbid. As jy voel jy wil hier vorentoe kom, dan doen jy dit. Maar luister na die woorde van hierdie song. Hierdie is 'n kragtige song wat saam met hierdie boodskap gaan. En ek wil hê jy moet vanmôre weet dat hierdie song is wat die Here voor die tyd voorberei het vir julle om te sing. En wat ons as orkes geoefen het en wat ons vir u wil sing vanmôre, want dit is 'n song vir jou om te ontvang. Maak en onthou, 'n hand wat toe is, kan nie ontvang nie. Jy moet jou hand oopmaak en laat los. En laat gaan van die gal in jou lewe, die bitterheid, die haat, die slegte goeders. Jy weet wat dit is, ek hoef dit nie vir jou te sê nie, die Heilige Gees openbaar dit nou aan jou, wat jy moet los. Maak dit los, kom ons sing.